Welkom by episode 9 van Sonder Filter podcast. Vandag het ons vir Jason wat by ons kuier. Welkom. Hallo julle, kom hier te wees. Ons sien uit om 'n bietjie sy perspektief van pa wees en werk juggle en al die dinge te hoor. Trouwindustrie. Ja, so Jason, vertel 'n bietjie vir ons net 'n bietjie meer van jouself. Dalk as jy 'n bietjie jou beginstorie wil vertel, hoe lank jy al in die industrie is, al daai dingetjies, ja. Ja, so ek is Jason. Ek is seker nou al van 2017 af in hierdie industrie, so dit is 'n hele rukkie. Ek sou sê dit is een van my eerste werke wat ek gehad het. Ek het eintlik eers hier by die George Lodge gewerk, Oh wow, dit het ek nie geweet nie. 5 maande. En toe direk daarna in 2017 toe ek en Adri getrou het. In daai eerste jaar het ek begin met trouvideografie spesifiek. So nie ander klein shoots nie, spesifiek troues. Okay, wow. En hoe het jy begin in video's inkom? Ja, ek sou sê ek het baie YouTube vlogs begin kyk van mense wat sulke goed afneem, so spesifiek Casey Neistat was een van die vloggers gewees. En toe het ek gesê, maar ek het 'n kamera, ek het nou nog nooit video's geneem, ek het altyd van foto's geneem gehou, so my ouers het altyd my kameras gekoop en dit was altyd lekker geweest. Maar video's is nou iets wat ek nooit aangedink het ek sou doen nie, en toe besluit ek, maar kom ek kyk om 'n bietjie in die industrie in te kom, en toe, ek dink is eintlik jy wat vir my 'n post gestuur het van Eon Media, hulle Yes, of iemand wat in hulle besigheid wil inkom om te leer trouvideo's afneem. Dus ek so, okay, well cool, dus ek wou dit probeer het, so kom ek gaan in dit in, en ek het 1 of 2 troues met hulle geshoot, en toe het ek besef, maar dis eintlik iets wat ek self kan doen. En toe het hulle gesê, ek gaan nou nie commit om by julle te leer nie, en maar my eerste gimbal gekoop, en toe met die trouindustrie begin. Jessie. So ja. En alleen, het jy nooit iemand wat... Nee, ek het nooit enigiets gehad nie. Ek moet sê die eerste 2 troues wat ek geshoot het, die eerste een was by C-plaas geweest, so net om te sien hoe Ion hulle alles afgeneem het en bewerk het. So dit was baie overwhelming geweest net om te sien, okay, dat is eintlik alles in ingaan, en hulle het wel gewerk as 'n span van foto's en video's. So ek het sommer alles one shot gekry. Okay. En ja, so toe het ek van daar af besef, maar dis eintlik iets wat ek kan doen, en ek het 'n paar vriende benader wat binnekort sou trou, en hulle troues as geskenke afgeneem, en toe dit maar net van daar af gevat. Jessie. Sure, En die editing, want video editing en foto editing is wêrelde verskil. Ja. Ja, ek moet sê, ek dink nie ek het enige framework gehad van hoe 'n trouvideo moes lyk nie. So ek dink wat ek gedoen het is ek het van die begin af alles basies baie kronologies geëdit. Okay. So ek het 'n mooi liedjie gekies. Daai tyd nog Afrikaanse liedjies of Ja. dis almal maar. En toe het ek maar net die dag bymekaar gesit van begin tot einde soos ek dit afgeneem het. Okay. Kronologies bygesit en dit maar gewerk in daai tyd. Toe hardloop ek daar. Sure, ja. Sal jy sê jou styl het baie verander van die begin tot nou, of? Dit het klein bietjie verander, nie baie nie. Ek moet sê toe in die laaste 2-3 jaar met videografie wat nou baie prominent begin raak het. Dit wat jy sien op Instagram en die groot companies op buite met reels en teasers wat bygekom het en so het 'n bietjie die dinamika verander van hoe trouvideo's geëdit word, maar ek moet sê ek dink ek het maar plusse teruggebly met die styl wat ek aangekoop het. Okay. Want ek het nooit klagtes gehad van kliënte wat sê, "O, kan hulle dit dalk eers hierdie dele daai en dit so omruil?" Dit is net altyd sin gemaak dat alles van die begin Ja. mooi loop. Ja. Ag, dit is ook maar baie gepraat het, jy weet, dis uit een loop van jou persoonlikheid en Ja, soos 'n hoe jou editing kunsvorm. werk. So elkeen se styl gaan natuurlik verskil. En dit is belangrik om te stiek met dit wat jy weet is reg aan jou, as ek dit so kan stel. Ja. Ja, en dan so jy en Adri het getrou 2018, jy het gesê 17. En toe julle het vertel 'n bietjie van jou familie setup, jou gesin setup. Ja, so in daai eerste jaar toe ons getrou het ons ons eerste seentjie gekry. Hy word 9 hierdie jaar, kan dit glo nie, 9 jaar later. En ons het 2 ander seuns. So 'n spannetjie van 3, hulle is lekker besig. Ja. My vrou is by die huis, sy gee vir hulle tuiskool, sy maak hulle groot, sy leer hulle. En hier en daar waar ek travel met die troues, kom hulle ook saam. Okay, Dit is lekker. lekker. As ek vir familie gaan kuier in die Kaap, dit is waar ek vandaan is, van die Kaap af, dan kom hulle altyd saam en is lekker vir hulle oupa groetjies te sien en dis net 'n lekker speelgeleentheid so. Okay, so nou en dan gaan hulle saam, want dis nogal 'n logistical nightmare. Ja, want al Vir die die kids en die pakkery en Ja. goed.
hulle kom net saam Kaap toe, net vir die Kaaptrous, net vir die feit dat daar familie is. Ja. Hulle het een keer saamgekom vir 'n troue wat ek op Nieuwoud wil gesit. Okay. If jy weet waar Nieuwoud. Nieuwoud is, so van die Kaap af ry jy op teen die Weskus en dan op 'n kol dan draai jy regs in die binneland in. Nie te ver van waar Gaan is gaan Google Maps nou nog. ja, is daar nie middel van ergens. So dit was lekker geweest. So Adri daai keer saamgekom en hulle het gesê my vrou kan saamkom en die kleintjie kan saamkom. Ons 'n klein plaashuisie want hulle het sommer op hulle plaas getrou. O, dis So toe kom hulle sommer saam, gaan hierdie naweek en toe ry ons van daar af terug huis toe. Maar nee, anders as dit, dis net Kaap toe, al die ander travels is solo travels. Ja, nee, kan Ja, ek dis ja. net makliker. En dan ek kan soos ek dink ons van nou ons het al baie gepraat oor soos ma wees en dit juggle en so, maar wat sal jy sê as om 'n pa te wees, man te wees? Wat is vir die grootste uitdaging met ons industrie? So ek moet sê baie mense vra my altyd hoe dat dit so moeilik is omdat jy nou op naweke ook moet werk, maar ek dink hulle dink uit die perspektief af wat hulle werk hierdie week ook. En om nou nog 'n naweek 'n dag uit te sit, voel dit asof jy nou 6 dae die week werk in plaas van 7, maar die manier hoe ons dit maar doen by die huis is ons skeduleer dat as ek wel 'n Saterdag afneem, dan 'n Vrydag of 'n Donderdag word dan ons Saterdag. Okay. So dis nie asof ons nou 'n dag verloor nie. Ek skuif goed bietjie rond en dan is dit nog steeds sodat ons net tyd saam kan spandeer. Ja. So, dis amazing. Ja. En dan so 'n groot uitdaging is dan basies sê nou maar naweke, maar is daar enigiets anders wat so verskriklik moeilik is? Groter uitdaging sal wees verdere troues, soos as ek vlieg Joburg toe en ek 3-4 ure ry na 'n ander plek, toe kar hier en al daai goed, want dan is dit my hele Vrydag wat weg is, Ja. wat ek weg van hulle Saterdag en basies hele Sondag, Ja. want meeste van die vlugte is in die Ja. aand. So dan daai hele 3 dae wat jy weg is en om seker te maak hulle is okay by die huis en as daar nou 'n noodgeval moet gebeur, jy weet om seker te maak iemand gaan vinnig kan help. Ek dink daai is vir my die stresvolste. Ja, gedink. Ja, want jy as pa is verantwoordelik vir jou gesin se veiligheid en so ja. Dis nou iets wat ek nie eintlik so aan gedink het ja. En dan wat doen julle as gesin, soos wat is julle grootste of lekkerste goed om saam te doen as jy dan nou wel nie werk nie? Moet sê ons is baie lief vir die natuur en om in 'n plek so George te bly met die berg net hier om die draai. Kyk, ons het nie regtig tuin of erf by ons huis nie, so enige kans dat ons kry om uit te kom in die natuur. Die seuns love it. Jy stop net by daai riviertjie by Aberhout, hulle speel daar vir 'n halfuur. Jy hoef nie eens 'n vinger te lig nie. Ja, hulle gaan Net net sit, hulle kan speel of ons het lekker staproetes. So ja, net om uit te kom in die natuur, see toe te gaan, berg toe te gaan, is vir ons lekker. En soos 'n gemiddelde dag as jy nou moet werk en want jy werk seker nou van die huis af met die nou is die kinders ook almal daar, hoe manage jy dit? Ja, so ja, soos ek nou dink my kantoor het nou so geskuif in ons huis. Van die Ek kan dit dink. Jou nie kry nie. Ja, ek dink ek het begin, kyk ons het op 'n paar plekke al gebly, maar die huidige plek, ek het in die sitkamer begin, toe was daar nou nog net een, toe is dit nou nog maklik, so daar was nie regtig veel van 'n stering gewees nie. Toe is dit COVID, toe kom die tweede enetjie, einde COVID, so COVID was bietjie makliker, kyk, ek het in elk geval nie werk gehad om te doen nie, so nie so challenging nie, maar toe nou na COVID, toe die derde enetjie kom en ek nou in die heel kleinste kamertjie wat beskikbaar is in die huis, het ek maar my kantoor gaan indruk, die res van die huis beskikbaar gestel van hulle. Dit is moeilik, dit is soms loud. Ek dink die ergste ding is nie noodwendig die loud nie, is hulle kom heeltyd in. Ja. Klop maak Dan die deur weet jy's daar. kom in. My man sê ook dit is vir hom nogals of as hulle huil of hulle roep heeltyd daddy, so hy sê dit breek hom. Ja. Ja, nee, ook soos as ek hoor wat my vrou heeltyd as hulle sien maar lawaai maak of hulle luister nie en ek is besig om te werk ook dan ek hoor hulle stres haar op, dan stres ek op en dan Dit is ja, alles net los en gaan help en kom jy weer terug en as jy net weer sit dan maak iemand weer die deur op so. ja, nee. Ja, daai challenge. Ja. Klink erg, maar dit is doenbaar. Ja, dit is doenbaar, ja. Ek wil amper sê sluit net jou deur. Ons het die sleutels van ons huisie want ons is te bang die kinders sluit hulle self toe in 'n kamer en dan Hy het dieselfde by ons het wel nou die dag het hulle kamer deur toegemaak en hulle twee was binne gewees. En toe op een of ander manier toe sit daar ding op knip. Toe kon dit nie los nie, so Vaderland. een van hulle het so 'n bietjie uitgevreek, die ander een was heel Cool en kalm. Dit was nou slaaptyd geweest, gelukkig is die lig aan geweest en alles. Kon nêrens by die vensters inkom nie, obviously was die wering op. Ja, lang storie kort, na 20 minute se gestamp en
probeer die handvatsel loskry, toe kom ons uiteindelik in, Oh maar my ja, nee, word. sleutels en deure, nee, dit gaan nie werk. Ja, nee, dit is 'n stryd, so. Ja, so hoe sal jy sê wat is jou hoe handhaaf jy balans met alles? Ja, ek dink om balans te hê is baie belangrik in so 'n industrie waar jy vir jouself werk. Jy kan baie maklik kan een van albei kante toe gaan. Jy gaan dit of misbruik of dit gaan jou lewe oorneem. So in die begin nie baie balans gehad en ek het baie gou geleer ek moet maar my werksure hê. So ek het in die dag ek begin 9 uur met my werk en so 3 uur se kant is ek klaar met al my goed, dan weet ek tussen die tyd en die tyd edit ek. Wat ook al daar gebeur is werksgewys en dan as daar nou sê maar noodgevalle is vir vinnige edits wat deur moet kom of last minute adjustments, dan sal ek dit maar vinnig in die aande hanteer, maar ja, ek dink dit is baie belangrik om te sê tussen hierdie tyd werk jy, tussen daai tyd stop jy. Maar die gewone ou het mos maar sy 9 to 5. Hy gaan uit in die oggend, hy kom terug in die aand. En dit is 'n leksheid om by die huis te wees en dit is lekker en jy kan misbruik maak daarvan. Maar dit help jou net op die einde van die dag om te sê van hier af werk ek en hier so stop ek. Ja, Jo, ek sukkel met daai enetjie hoor. Ja, ek Ek het wel in die begin, ek onthou my eerste kom ons sê 10 troues omdat ek nou excited was. Ja. Dit was lekker. Ek Ek kom sien hoe lekker. letterlik, ek kom net by die huis. Hy is die Sit kaart is is in, in. my laptop is aan. Sit en werk jy totdat daai troue klaar is, al Yes. vat dit jou 2 dae. Ja, Ek het al sit ek so laat aande man, ja, ek kan nie laat aande is nie meer 'n ding nie. dit is. Ek kan nie. Ek Ek kon sukkel altyd ook in die met aande werk, maar ja, ek sukkel. Ek het altyd groot planne. Ek en Kelly praat altyd met mekaar. Dan vat sy net vlam. Hoorie? Dan is dit hier ja, 1 uur. Vlam. Ja, na 1 uur dan kom haar boodskap en dan sien ek die volgende oggend dat ek sal 5 uur op in die oggend. Dan reply ek haar eers. En dan word ek eers hier want te storm kry die kinders reg in die oggend. Hier by 6:45 dan sê ek so, al die boodskappe. Ja, dit is nogal weer eens 'n persoonlikheidsverskil. En as jy dan nou jou sê nou maar 'n tipiese dag. Ek weet in ons industrie is dit baie wisselvallig, maar wat sal jy sê, hoe lyk jou tipiese dag? Hoe laat word jy wakker? Wat doen julle as gesin? Ja. Tot sê nou maar bedtyd. Ja. So onze typische dag is nog eens lekker. En ons staan so, wel, nie by keuse nie, staan ons al 6 uur op in die oggende, want die kinders is net natuurlijk wakker. Ja. En my skoolpa se kantoor is aan ons huis vas. So hy kom ook oggende vroeg al daar. O ja, So wow. we gaan lekker daar in kuier met skoolpa vir so 10, Ja, 15 lekker. minute, dan kom hulle weer terug. En dan begin ons oggend, dan is dit maar jou typiese ontbyt, dan sit ons maar op die tafel, ons lees Bybel, ons bid saam. En dan as ek gaan begin werk, of dit nou shoots is of editing, dan begin my vrou met hulle tuiskool. En sy het ook maar hier en daar deur die week wat sy uitgaan met hulle om goed te doen, met tuiskoolmamas en ander groepies wat sy reël en so, dit hou die kinders besig en soms gee dit net vir my rustigheid by die huis Ja. om te kan werk. En dan, ja, die aande, so enigiets hier van 4 uur af, kan jy maar vergeet van werk. Dan is dit om vir 3 seuns Ja, of ek te weet. bad, aan te trek, te kry, Ja. te sê hulle moet nou rustig raak, is nie nou speeltyd hier, Ja. ja, dis nie speletjies nie. En dan min of meer, hoe laat sal hulle in die bed begin sit? Ja, so hulle is al tussen 6 en 7 is hulle in die bed. Okay, Wow. Hulle- dis Kry lekker. dit res. Ja, met hulle kry nog lekker stories wat vir hulle vertel word. Dat die Okay. kleinste enetjie nog in hulle kamer slaap. Okay. So dan, by default is hulle ook sommer daar. So Ja, ja. Ja. doen hulle sommer almal op een slag, ons kry hulle in die bed en dan, ek sou sê op average teen 8 uur is almal in die slaap. Okay, wow. Julle daar 'n bietjie tyd saam. Ja, dan wat sal julle bietjie, so sal julle tyd saam spandeer, bietjie wine van die dag of sal julle ietsie saam lees, luister, kyk? Ja, so vir ons, ons het dan nie noodwendig TV in die huisie. Almal is ons maar op YouTube en op hulle foon en eers daar en reels en goed. Maar nee, ons probeer daai eerste uur en 'n half is maar net tyd vir onsself, tussen my en haar. En dan daarna sal ons saam ietsie lees, of dit nou skrif is en of dit ekstra boek is wat ons saam weer lees, maar is dit een boek wat albei hoor op dieselfde slag. En dan, So ja, dis actually, ja, dis slim, en ja. dan hier van 9:30 af dan wine ons maar af. Ja, dit is nou. Ja, want 6 uur moet julle weer op. Ja. En dan ergens intussen moet ons nog die huis skoonmaak, die skottelgoed moet Ja, Ja, ek kan nou net vaderland, sê, ja. die kinders dit- om worsit moet jy skoonmaak. Dit En is veel tyd. Sure, ja. is besig. Ja, ek moet sê, want julle seentjie se ouderdom is ons wat 9, 5 en 2. Twee. Dis almal 3 jaar. 3 jaar Mooi. van Hulle sal nou 9, 6 en 3 wees.
Ja, dit is 'n My vrou wanneer verjaar al 3 van hulle nee, ek kan nie onthou nie. dankie tog vir Maas. Ja. Ek kan die jare so min of meer onthou. Min of meer, maar die red kan jy nie lekker onthou nie. Ja, so sal jy sê dat dit is vir jou die fotografie of sê maar video-industrie, is dit iets wat vir jou wat jy nog jouself sien lank doen of bietjie meer ek kan nie van die woord evolve nie, maar sal jy dalk evolve in iets anders in die industrie of hoe sien jy soos die volgende 5 tot 10 jaar? Kyk, om troues af te neem is nog steeds my baie lekker en ek geniet dit vreeslik baie want jy sien heeltyd ander mense en ja, troues is dieselfde, maar elke koppel maak dit nog Ja, dit steeds is ook uniek nie. op 'n Ja. ek sou sê nog vir 'n paar jare definitief troues doen totdat ek dink hy 10 jaar tref, maar ek probeer myself bietjie meer inkry om dokumentêr te shoot. Okay. Dit is moeilik om in so 'n industrie in te kom want al die mense wat wel gebruik word vir daai groot events en daai groot tipe produksies, hulle ken hulle mense. So hulle gebruik altyd maar dieselfde. Ja. So, jy moet maar jouself op een of ander manier daar inwerk. Ek het nog nie dit reg gekry nie, so ek is nog besig daarmee, maar ja, ek sal storytelling op so 'n manier is vir my nog interessant. Okay, Jy kan wow. op 'n ander manier nou weer kreatief wees Ja. om 'n storie oor te bring. En ons baie stories op buite van mense wat ander mense help of groot industrie wat jy nie eens van weet nie waar meer mense betrokke kan wees by wat se stories net nie vertel word nie. So dit interesseer my om te dink dat daar's nog baie geleentheid om dit oor te bring. Ja. Om nog steeds daai kreatiwiteit te gebruik. Ja. En ja, ek het die Dit's nou net so 'n random vraagie wat ek nou aan dink is hoe ervaar jy dit om saam met fotograwe te werk? ja, dit is nogal 'n Ja, ek by 'n moet sê- troues. Ek moet sê ek het al baie stories gehoor van fotograwe wat gesê het nee, hulle het sleg gewerk met die videograaf en ook weer ek het ook met videograwe gewerk waar hulle sê nee, hulle het sleg gewerk met fotograwe, maar ja nee, ek is dankbaar ek het nog net met goeie mense Dankie. gewerk ja, soos die met my nie betaal om dit te sê. Maar nee, dit is generally lekker want obviously ek sien heeltyd ander fotograwe. Julle kry nou nie die Ja, nee, ek hoe ander werk nie met baie fotograaf werk videograwe nie. nie. Weet jy Julle is in soos die hoe werk minderheid. hulle nie. So ons sien basies alles en veral my styl van afneem is meer dokumentêr. So ek shoot baie behind the scenes en die fotograwe vat maar altyd leiding. So dit is interessant om te sien hoe party van hulle leiding vat. Ek moet sê as ek nou moet sê, daar's seker 1 of 2% van die keer waar die fotograaf dalk baie overbearing is. So okay. dan vat die fotograaf so leiding dat hulle vergeet die videograaf is ook daar. Ja. So hulle kry hulle foto's en dan dadelik aan na die volgende ding, dan het jy nog eens een ding afgeneem. Ja, so laat jy nie in ag Ek nie. moet ook ietsie afneem. Maar ja, ek moet gelukkig ek moet sê dit is in die minderheid. Okay. Dit is lekker om te sien. En werk jy met baie van dieselfde mense of ek sien jy klomp nuwe fotograwe? Ja, ek sou sê 60-70% is dieselfde mense, hier en daar nuwe mense. Standaard, ja. Ja. En waar kry jy wat is jou kreatiewe bron? Soos waar kry jy kreatiwiteit vandaan? Soos leen jy 'n bietjie uit aan ander videograwe of kyk jy goed oor see of hoe? Ja, ek moet sê Instagram is 'n goeie hulpmiddel vir al die laaste 2-3 jaar, want mense het nie noodwendig hulle goed gepost, jy moet maar op YouTube spesifiek wedding videos intik en soek. Maar ja, ons baie verskillende style, maar dis moeilik om iets te kry wat nou nuut is wat jy voel, "Sjoe, hierdie sal inpas met my goed." En ek dink om te verander is ook nie 'n maklike ding altyd. Jy voel veilig met wat jy het en sê, "Okay, hierdie werk." Ek moet sê ek het al vir ander videograwe gewerk en dan kom ek agter hoe hulle shoot en hoe hulle edit. En sulke goed inspireer jou ook dan 'n bietjie andersins te dink en so. En veral as jy second shoot, dan kry jy tyd om die troue van 'n ander perspektief af te sien. Dat jy amper soos 'n bietjie van buite af kyk. So dan sien jy angles en shots en idees wat jy nie noodwendig aan dink as jy gepressure is op die dag om alles te kry wat jy moet kry nie. So ek sou sê dit help my nogals baie. Ek gaan net ook nou nog as 'n second shooter. Is ding, dit? maar ja. As jy second shoot of Ja, is ja, dit? ek onthou in die heel begin dat ek so jy weet vir baie fotograwe net gaan shadow het. Second shooting is lekker. Ja, want daar's nie veel druk op jou. Ja, jy kan net fokus op jou kreatiwiteit en observeer. Ja. Sal ek sê, ja. Ek dink die mense besef die druk tussen foto's en video's wat mense vergeet daai troue gebeur het een keer. Jy kan net een keer
Ja. afneem. Jy kan nou en dan kan jy sê okay, soenige geweet, Ja, maar maar daai as jy aanvanklike. iets gemis het of jou kaart gaan af of jou kamera se battery sê as jy verskillik pap en dit is nou in daai oomblik. Oei. Dis baie ander stres. Ek het al by Gaurikwa het ek so hulle is die eerste keer wat hulle op die strand getrou het. Hulle het nog nooit so iets daar gehad. En gewoonlik in die seremonie is wanneer hy kans kry om batterye te laat. O ja. Was niks, ja, was net 'n portable speaker geweest. Nou na die tyd hardloop ek terug op daai houtbruggie tussen die riete om na my battery te gaan laai. Die ding in my hand, laaier in my hand, battery, kom maar ek prop hom in my, ek sien die battery is nie in nie. So hy het seker nou ergens uitgeval so klip het. So nou sit jy met sulke stres ook of Toe wat gebeur? nee, so my heel hand op die battery. Is maar moeilik. Ja. Maar moeilik. Ja, sulke situasies is verskriklik stresvol. Net soos die na die tyd. Jy moet so gou as moontlik 'n goed backup Ja. by die huis Ja. uitgesorteer kry, seker maak jy's nie net op Maar een dis plek wat ek nie. nou dis weet anders, maar die editing wat ek nou bedoel het met foto editing en video editing is verskillend. So Ja. dis baie meer complicated. Ja. Dis is soos ons wat jy jou preset het en Ja, jy ja, twee ja. kom. Ja. Soos hoe werk video editing? Ja. Soos jy moet nou die klips gaan uitsoek. So ek weet nie waarvan ek praat nie, dis ek moet wel weet. Ja. Ja, Vat kyk, tyd. dis baie maklik om te sê om foto's te edit is makliker. Dit het sy eie unieke goed Ja. soos Kelly nou gesê het, jy gooi tog 'n preset op en dan gaan jy nog steeds deur. Ja. Ja. Foto's maak seker as reg, maar met video's bietjie anderste want jy moet nou eerstens as die kliënt nie vir jou liedjie gegee het nie, jy gaan kry wat pas by hulle en wat mooi is. En wanneer jy dit het, dan kan jy nou begin edit teen die beat van die Jy moet liedjie. eers jou liedjie hê. En dan is dit elke troue, jy moet deur al jou klips gaan want om alles bymekaar te sit, jy het 'n paar klips van dieselfde ding. So Ja, jy ja, moet deur elke een gaan. Jy kan nie onthou wat se een van die 4 klips Ja. is die regte een. Dan moet jy Ja. deur alles Ja. gaan, dit bysit Baie tyd en verdryf. ja. Maar ja, en dit is tog so jy nou gesê het, is jy moet elke keer 'n nuwe storie vertel op een of ander manier. Maar party mense is meer se persoonlikhede kan jy meer sien. Hulle is meer lagend, hulle is nie so styf altyd nie. So is moeilik en dan moet jy nou kry daai geleenthede waar mense nie so gemaklik voor die kamera is en dan moet jy Ja. hulle ook probeer laat so 'n storie vertel op video wat nogals moeilik Ja, is. want video is dit moeiliker want jy kan sien hoe beweeg Ja, die mense, hoe ja. lyk hulle. Daar Met 'n beweeg foto kan jy dit tog 'n bietjie wegsteek, ek weet nie Ja, hoe te sê. ja, met foto's kan jy mense makliker pose, maar met video's kan jy nie. Nee, So even moet op die beweging dag as jy wees. afneem, jy moet afneem om te edit. Jy kan nie net mooi klips hê nie, want 'n klomp mooi klips waar die bruid of die bruidegom net in die kamera en kyk vir video gaan nie werk nie. Ja. Dis nog Ja, jy moet fantasties. Kort beweging. aan die beweging van een frame na die volgende. En seker dan maak hulle praat nie en as die fotograaf ook praat, dan praat die kliënt terug met hulle en dan O, is hulle ja. besig met 'n ding en dan praat hulle en dan is dit nou soos 'n Wow. perfekte shot, dan kom jy in 'n na die tyd agter, nee, maar hulle is besig om te praat. Ja. Lyk dit nie so mooi nie. Mooi nie. Nee. Yes. Anders uitfigure so. Ja. Wanneer dit is 'n proses na of ja. Nou, vat baie lank. Ja, so doen jy 'n bietjie hoe lyk jou dinge op die oomblik? Werk jy net vir jouself of doen jy vryskutwerk vir ander of hoe? Ja, op die oomblik is nog steeds meestal vir myself. Okay. Ek doen second shooting werk vir ander videograwe soos hulle Okay. dit nodig het. Nou en dan vir Jaco hulle en Okay. vir Shaal Kemp hulle. Okay. En dan ja, die vryskutwerk sal ek sê is meer passion projects wat ek sal aanvat. So is nie noodwendig dat mense sal betaal vir dit nie, maar is meer in die lyn van die dokumentêr goed wat ek wil. Okay. So dan Okay. daai tyd wat ek opgee is maar Ja. die betaling wat ek kry moontlik in daai lyn van die industrie in te kan kom, ja. Sure. Ja. Kan ons nou 'n bietjie oprap en by die einde kom, maar ek weet jy is baie passievol oor soos ja, die needy en straatministry en sulke goeders. Daar kan jy 'n bietjie deel net van jouself wat jy doen as jy nou nie editing so nie. Wat hou jy van om anders ook te doen? Bietjie stokperdjies, Ja. bietjie passies. Ja. Ek is 'n mense, ek hou van mense, ek hou van mense leer ken en altyd te luister vir mense en obviously dis maar meer my persoonlikheid is om maar stiller te wees en te luister. So dit is lekker om te connect met mense en soos jy nou gesê het, een van die ministries wat ons doen is maar straatuitreiking om of dit mense op straat is of dit mense is wat wag vir hulle lifts of net stap in die straat, kyk ons om geleenthede te kry om vir hulle te vertel van Jesus en te hoor of hulle die gospel reg verstaan. En dit geniet ons nog ons baie, ons doen dit so 1 keer 'n week hier in die dorp, verskillende plekke. Hoe doen jy dit? So ou wat ook in ons kerk is. Ja, dis nie 'n maklike werk nie. Ek het groot geword met 'n statter, so ek het baie
gesukkel om met mense te praat as ek jonger was, mondeling op skool was aklig geweest, maar hoe meer jy dit oefen, hoe makliker raak dit. Ja, en dit leer ook vir my om net bietjie meer uit my comfort zone uit te kom as ek sulke goed doen. En dan die ander grootste ding waar ek meeste van my tyd spandeer as ek nie by die huis of by die familie is in die berg. Ek is 'n trail runner, ja. Hierdie berg het ek al stukkend getrap. Ja. Sjoe. Ja, nee, ek kan relate daar my man. Hey. Ek voel ek gaan ook die mat hardloop einde van hierdie maand. Jy gaan mentally. Ja, mentally hardloop ek om. Ek sal nou nie gaan sit en games speel om my, stres of Ja, so. Ek gaan eerder in die berg en ek sal in die stilte. Okay. Nou gaan ek daar hardloop ek. Ja, probeer jy daagliks hardloop of so 'n paar keer 'n week of Ja, kyk, om met 'n familie van 3 seuns en nog jou verantwoordelikheid daar ook, dan kan jy nie ongelukkig elke liewe dag gaan hardloop nie. So ek probeer maar so 3 keer 'n week 'n long run in berg. Okay, dis billik. Ja, dis baie billik. Ja, en as ek nou moet gaan en ek wil meer gaan as daai 3 keer 'n week, dan moet ek maar 3-4 uur die oggend opstaan. Dis nou maar die sacrifice wat jy moet doen. Ja. Ja. Jy sê my man altyd beat your body into submission. Yes, dis jy dit. Ja. Dis lekker, maar dis my afleiding. Dis my Ja, tyd. Maar My draf uur en is 'n half, ja, is 'n my- baie lekker kop skoonmaak ding. dit is Veral aan die berg kan ek dink dit is. Ja, is niks in die mat en jy kan net kyk vir die natuur. Ja, dis baie lekker. Sure, ja. En ja, as gelowige, want ons ken mekaar mos al jare lank, wat sal jy sê, is daar vir jou baie geleentheid om die gospel te deel, te leef in die trouindustrie of net in general, of hoe ervaar jy dit? Ek sal graag wil hoor van jou perspektief af. Ja, met die trouindustrie is bietjie moeiliker natuurlik, want jou kliënte trou nou op die dag, hulle gedagtes is baie goed. Jy kry nie noodwendig sulke geselgeleenthede nie, maar jy kry tyd en tyd waar soms connect jy met 'n groomsman of van die ander gaste daar. Ek het nou 'n paar keer waar byvoorbeeld die pastore wat die boodskap deel, dan praat ek ook vinnig so na die tyd as hulle ook deel is van die troue. So jy kan daai geleenthede kry en soms is die kliënte goeie vriende van jou wat jy ken, so dis ook 'n goeie ding om te kan sien en beleef. Maar ja, dit is bietjie moeiliker in daai industrie. En die ander kant nou weer met die dokumentêr goed, jy leer mense ken. Nie die mense wat jy nie ken nie. Jy sien plekke en gaan plekke waar jy nog nie was en jy hoor waar hulle noodwendig betrokke is of nie betrokke is. Ja. Is daai geleenthede wat ek mag gebruik om geselskap op te bou, verhoudings op te bou. Te sien waar mense staan en ja. En 'n baie gentle approach met dit, dit is nogal iets wat vir my altyd opval, ja. Vir meer dit leef en hoe jy soos interact, ek kan nou nie aan die Afrikaans dink met hulle, daai tipe ding. Okay, en jou vrou is ook baie passievol oor missionwerk, jy weet, tussen mense wat net regtig like the poor and the needy en ek weet julle het al baie saam ook. So is so mooi as die kinders ook groot word met dit om dit te sien, Voorbeeld, Dit is so voorreg, dat kinders dit kan sien, eerstens kan sien. So ek weet hulle hart lê ook baie by dit. En Anja, voor ons die laaste vraagie vra, was daar iets wat jy nog aan kon dink? My brein is gemash vandag. Okay, 'n bietjie gemash. Sonder filter, guys. Ek is eerlik. Ja, life happens. Min geslaap vandag. Ja, shame. Nou, moet sê vir jou, ken ek nou die langste in die industrie seker dan. Ons het Jy het my daai video aangestuur wat hy van jou Gemaak gemaak het, het, hoe lank terug? Salt and light ding. ons Ja. eerste huisie wat ons gekoop het. Ek het nou regtig vir die video aangestuur. Vir verskeie redes. Maar dit was so nostalgies vir my om te kon dink. Daar in die woud. Dis 'n mooi dit was video. nog in die Dis woud gegaan regtig 'n daar. mooi video. Ek was so lank al daar, maar dit is nou so gevaarlik. Ja. Met blou Opgekap. dan. Maar so Jason, jy's al 'n paar jaar al in die ding in. En dan dalk ten slotte, wat geniet jy die meeste? En dan wat, as jy iets vir jong videograwe wil sê, wat sal dit wees? Sure. Ek dink ons het klaar net 'n klein bietjie daarvan gepraat, maar ek dink wat ek die meeste geniet is om nuwe mense te ontmoet. Okay. So vir al die troukappels, soms is dit wildvreemde mense wat jy nog nooit van Ja. het, dat jy net ergens online gekry. Ja. En dan om hulle te leer ken op die dag, dit is altyd wildvreemd in die begin, jy weet, ken mekaar glad nie, maar soos die dag aangaan, voel jy soos jy leer hulle al hoe beter leer ken, die mense wat daar is, en dan
hier teen die aandse kant wanneer jy dink jy is nou chommies met almal, dan moet jy huis toe gaan. Ja. Dit is nie so lekker nie, maar ek dink daai en ek moet sê ek het plekke van Suid-Afrika gesien wat ek nooit sou gesien het. Sure, ja. Ja, Plekke dit troues is waar. afgeneem in die middel van die Karoo. Jy weet Limpopo, Johannesburg, Durban, you name it. Ja, jy travel regtig baie. Baie Ja. getravel. So. Ek sit baie kilos op my kar. Mm. Maar nee, ek so lekker in die streek, ek geniet die mense, ek geniet die plekke wat ek sien van ons mooi land en ja, ek dink vir enigiemand wat in die industrie wil inkom, daar's nog mense gaan altyd trou. Dis nie iets wat gou gaan eindig nie. En ek sou sê vir enigiemand is dit die moeite werd om in so 'n industrie in te kom. Probeer onder iemand se leiding kom, al is dit vir 1 of 2 troues, sien net hoe dit werk. Raak net gewoond daaraan en begin jou eie ding. Almal het hulle eie styl. Ek voel almal sê altyd daar's te veel fotograwe, videograwe, maar almal het hulle eie styl. Ja. Ja, almal die het 'n sê maar plekkie show in die maar son. daai mense is so duur, kyk hoe mooi is hulle vir dit, maar iemand anders sal net sê, "Maar gaan sy nie van hulle foto's." Ja, Nou exactly. weer van iemand anders se goed so. Exactly. Daar gaan altyd plek en tyd wees vir nuwe mense in die industrie. Mense gaan ophou foto's, video's neem en nuwe mense gaan inkom en tegnologie gaan verander. Ons weet nie wat gaan voorleef word nie, maar ja. Ek sou enigiemand aanraai. Dis 'n lekker industrie om in te wees. Surround yourself met mense wat ook daarvan hou. Ja, en like-minded is en Ja, ja, belangrik. daar is belangrik om onder 'n goeie Like-minded. mentor Ja. in te kom. Ja. Okay, nee, dis goed. Enigiets wat jy wou verder geadd het of gesê het of iets wat ons dalk nie aan geraak het of gedink het nie. Nee, maar ek dink ek is reg. Ja. Cool. Waar kan mense jou sien op social media? Ja, so op Instagram is Love Ties Films op Okay. Instagram en dan die website gaan binnekort live wees. Okay. Jy kan gaan kyk. Nice. Okay, cool. So Jason Maggot, dit is sy naam en dan kan jy hom kry op Instagram. Ja. Cool. Ek dink dis dit. Dankie dat jy ons in die studio gejoin het vandag. Ja, ons waardeer jou tyd en ja, sê ook asseblief vir jou vrou dankie. Okay, cool. Thanks. En dan ja, asseblief as daar weer enige vrae is van julle kant af wat julle graag sal wil hê ons oor moet praat in toekomstige episodes, drop dit asseblief in die comments of e-mail ons. Ons kyk graag daarna. Baie dankie.